Goeiemôre volk van Israel, ek bring vandag vir julle boodskap. Dit is vandag die 29ste Mei 2025. En ons kom by die belydenis van ons sondes. Wat ek hier vandag vir julle leer is nie hoe die kerke ons geleer het nie. Vader sê daar so in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, is hy getrou regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Met ander woorde, jou wetteloosheid. Maar jou leraars het gesê die wet is weg. Nee mense, kom ons luister, ons lees die Bybel reg, in konteks as die Hebreëse boek. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord nie in ons nie. So dit is wat Vader vandag vir ons leer, volk. Ons moet terugkeer na sy insettinge en sy verordeninge. Want hy sê in 1 Johannes 2 vers 3, hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom, dis nou vir Vader, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en hom is die waarheid nie. So ons sien waar ons lering vandaan kry, en wie is die leraars wat ons lering gee. So, hier sê Vader vir jou, ons moet terugkeer na die gebooie, en doen. Dis hoe ons sondes kan bely, en so sal hy ons vergewe. Maar soos ons altyd sê, ons hardloop eers na ons dominee en pastoor. Nou Vader sê, hulle het 'n ongevoelige hart, hulle is hardnekkig, hulle wil nie luister nie, want hulle hardloop eers na hulle God toe. Dis die God van die aarde, waarvan hy praat. Hy sê dan 2 Korintiërs 4 vers 3, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, Satan. Sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Messias, die beeld van Elohim, op hulle nie sou skyn nie. So volk, nou kan jy sien waar kom die valse lering in. Want hulle wat in die kerke is, kom ons lees wat sê die woord, wat doen hulle? Hy sê daar in 2 Korintiërs 2 vers 17, hy sê, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van Elohim nie, maar ons is uit opregtheid, uit Elohim, in die teenwoordigheid van Elohim, en ons spreek ons in Messias. So, kerke neem kollekte op. Mense, jou 10de moet gaan vir die weduwees en vir die armes, nie vir 'n kerk nie. As jy gedink het jy gaan gered word deur jou geld in 'n kerk te sit, ons maak foute, groot fout. Dis nie wat hierdie woord sê nie, hierdie woord spreek waarheid. Kom ons lees verder wat sê Vader. Hy sê daar in Johannes 16 vers 23, en in daardie dag sal julle my niks vra nie, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle nog niks in my naam gevra nie. Met ander woorde, as sy naam Jesus Christus is, in hierdie Bybel soos dit geskryf staan, hoekom sal hy hier vir jou sê, tot nou toe het jy nog niks in my naam gevra nie? Want hy sê in Spreuke 28 vers 9, as jy jou oor wegdraai van die wet, selfs jou gebed is 'n gruwel. Volk, is tyd om op te let, is tyd om te sien wie is hierdie valse leraars. Kom ons gaan en ons lees verder. Ons lees nou daar in Jesaja 30 vers 20. Ja, wie gee julle wel brood van benoudheid, water van bedruktheid, maar jou leraars sal hulle nie langer verberg nie. Maar jou oë sal jou leraar sien. Hoor julle daar? Dis hoekom Vader sê in Hosea 4 vers 6,
My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Kennis is Torah. Vader het in gelykenisse gespreek. Hy sê, omdat julle die kennis, die Torah, die wette van Moses verwerp het, praat hy van leraars, so sal ek jou priesteramp en selfs jou kinders verwerp. Want Vader sê in Jesaja 30 vers 9, van dit is 'n wederstrewige volk, leenagtige kinders, kinders wat die wet van Jahwe nie wil hoor nie. Volk, ons moet terugkeer, luister. Daarom het ons al reeds die bloedbad begin sien in hierdie land. Vader vra, keer terug. Dit is sy liefde wat hy vir ons het. Hy sê ook daarso in Hosea 2 vers 15. In die dag spreek Jahwe, sal jy my noem my man, en jy sal my nie meer noem my Baal nie, met ander woorde afgod nie. Dan verwyder ek die name van die Baals, die afgode, Jesus Christus, uit haar mond, sodat hulle by die naam nie meer genoem sal word nie. So volk, in Jesegiel 39 vers 7 het Vader gesê, hy gaan sy heilige naam onder sy volk Israel bekend maak. So volk, hier leer ek julle vandag, om terug te keer vir belydenis van sondes, het Vader gesê, laat julle gedoop word in die naam van Yeshua HaMashiach, soos wat hy ook vir jou daar in Handelinge gesê het, by Petrus. Hy sê daar in Petrus 2, Handelinge 2, vers 38, Handelinge 2, vers 38, en Petrus sê, wil bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua HaMashiach, tot vergewing van julle sondes, en julle sal die Ruach Kadesh ontvang, die Heilige Gees. Hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, almal wat daar ver is, die wat die Meester ons Elohim na hom sal roep. Met ander woorde, die Jode, die Israeliete, ons wat terugkeer en vir Vader sê, hier is ons, vergewe ons sondes, en begin die insettinge te doen, die wet van Moses. Mag julle 'n geseënde dag hê. Mag Vader hierdie woord vir julle open. Shalom. My naam is Frikkie Roubach. Julle kan my skakel by 064 94 66 32. Shalom.